Ons liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie kan terugbring, gebruik dit waar nodig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons teksvers vanmôre is Matteus 26 vers 39, waar Jesus gesê het, laat, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Kom ons bid net weer. Ons Hemelse Vader, help ons om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vanoggend gaan ons praat oor 2 versteekte emosies wat siekte veroorsaak, wat Jesus ook ervaar het aan die kruis. Jesus het hy vrees ervaar. Ja, hy het bloed gesweet. Hy het gesê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Het hy selfsug ervaar? Ja, hy het heeltyd die stryd gehad, moet ek myself red of moet ek hulle red? Want hy kon net so 1000 engele gestuur het, maar hy het nie. Hulle het heeltyd vir hom gesê, red jouself, kom af, hoekom hang jy daar? Maar hy het nie. So hoe gaan ons oorwinning kry oor hierdie emosies van vrees en selfsug? Hoe nader ons aan die wederkoms kom, gaan mense begin opgaar, maar ons moet eintlik nou deel. In plaas van opgaar moet ons deel. Ons kos deel, ons klere deel, ons kennis deel, ons geloof deel, ons liefde deel, in plaas van om onsself af te sonder. So, ons moet ons gedagtes se fokus skuif. Is daar 'n ander opsie? Is daar 'n ander opsie hoe ons hierdeur gaan kom? Nee, dit is ons plig. Dit is 'n geestelike oproep om die interne atmosfeer te verander. Waarmee kan ons gedagtes vergelyk? Ons kan ons gedagtes vergelyk met 'n veld waar jy blommetjies plant. So dit wat jy plant, gaan groei. Wat gaan gebeur as ek die heeltyd klagtes plant? Ek kerm en ek kla oor alles. Wat gaan gebeur? Wat gaan jy oes? Wat gaan jy oes as jy heeltyd klagtes plant? Jy gaan angs en vrees en selfsug oes. Wat gaan gebeur as ons dankbaarheid plant in ons gedagtes? Ons gaan genesing oes. Ons gaan gesond word. Gaan dit outomaties gebeur? Is dit 'n maklike proses? Nee, dit is 'n daaglikse, intense oefening gebaseer op die woord van God. Waar moet ons fokus wees? Opkyk. Ons moet na die hemel kyk, want ons gaan een van die dae vir Jesus sien kom. Ons moet dankbaar wees, al het ons seer gekry in die kerk. Ons maak ons mekaar seer baie keer in die kerk. Maar ons moet dankbaarheid leef, bedink, praat. Wat moet ons doen as ons seer kry of pyn ervaar binne in die kerk? God prys te midde van die pyn. Het Jesus pyn deurgegaan? Ja. Het hulle hom seer gemaak? Het die sabbatariërs hom seer gemaak? Ja. Wat kan ons doen as ons swak voel? Ons kan geloof spreek, selfs al voel ons swak. Talk faith, speak faith. Baie siektes word veroorsaak deur depressie in ons gedagtes, verkeerde gedagtes. So watse woorde moet uit ons monde uitkom? Ons behoort woorde van
lewe, speak life, not death. Watse woorde moet uit ons mond uitkom? Die woorde wat ons spreek, word 'n instrument van of genesing, of siekte. So wat gaan gebeur as ons heeltyd kla en kerm oor alles? Ons gaan siek word. Wat gebeur as ons God loof en prys te midde van die seer kry en die pyn? Ons gaan genees word, ons gaan gesond word. Hang dit af van die bui waarin jy is? Nee, dit maak nie saak hoe jy voel nie. Dit hang af van jou keuse wat jy maak. Kan daar genesing kom deur jou woorde te verander? Ja. Daar's mense wat genees is toe hulle besluit het, ek gaan my woorde verander. Wat het hulle gedoen? Hulle het opgehou kla en kerm en hulle het begin om die woord te spreek. Wat moet ons doen as ons slegte nuus hoor of slegte nuus kry? Het jy gehoor? Het jy gehoor? Moet ons dit gou-gou gaan oorvertel? Of moet ons op God se beloftes fokus? Is dit 'n selfhelpmetode? Nee, dis nie 'n selfhelpmetode nie, dis 'n Bybelse beginsel. So hier is ons huiswerk. Ons het huiswerk vandag. Gaan skryf bietjie neer. 'n Frase of 'n sin wat jy die meeste herhaal het die laaste paar dae. Gaan skryf dit bietjie neer in 'n boek. Wees eerlik. Hoor 'n bietjie wat ons sê. Luister 'n bietjie wat sê ek. Skryf dit neer, gaan dink daaroor. Is dit woorde wat hoop bring of dra dit soveel gewig dat dit my al hoe affer trek? Bring dit genesing of bring dit siekte? Hoe lyk jou hart? Kom dit uit 'n hart uit wat vol geloof is en vertroue in God, of kom dit uit 'n hart wat gedomineer word met siek emosies? Wat kan hierdie oefening doen as ons gaan neerskryf wat sê ons? Dit kan vir jou wys waar is jou geestelike blokkasie? Waar is dit waaraan ek moet werk? Watter emosies het jy herken? Miskien sien jy jouself met vrees en angs, miskien is jy hartseer. Miskien is dit vrees wat jou verlam. Miskien kla jy die hele tyd. Is daar enige goeie nuus vandag? Ja. Ons hoef nie so aan te gaan nie. Hoe het God ons geskape om te lewe? Het hy ons geskape om te kla en te kerm en vol vrees en vol selfsug te wees? Of het hy ons geskape om vol vreugde en vrede en vriendelikheid en dankbaarheid te wees? Is daar 'n pad na genesing? Ja, dis nie iets misterieus of outomaties nie. Nou, hoe gaan ons uit hierdie donker gat uitkom waarin ons is? Dis 'n daaglikse keuse. Om jou gedagtes te dissiplineer, sodat Jesus hier kan woon, sodat die hemel hier kan woon. So wat is ons plan in hierdie oorlog, of hierdie stryd waarin ons is? Om ons gedagtes te onderwerp aan die beheer van God. Is dit so maklik? Is die antwoord so maklik? Ja, dit is. Dit is dit. Jy kies. Waarmee begin emosionele genesing? Dit begin met 'n keuse. Wie gaan my gedagtes vandag beheer? En wat as dit vrees is?
Dit sal jou energie, jou bui, jou gesondheid en selfs jou geloof rigting gee. Wat is dit as ek miskien 'n wrok het teen iemand in die kerk? Alles wat jy hoor, sien en voel gaan daardeur gefilter word. Maar wat gebeur as die Heilige Gees jou lei, te midde van al die moeilikhede, al die struikelblokke in die kerk? Jy sal vrede vind. Jy sal in 'n ander rigting beweeg. Waar is die oorlog? Is dit in die wêreld hier om ons, of is die oorlog hierso? Hierso. Dis in jou gedagtes en in jou woorde. Dis waar die oorlog is hier, baie naby. So wat behoort ons elke oggend te doen? Elke oggend is 'n nuwe geleentheid om jou gedagtes en jou woorde vir God te gee. Gebeur dit van self? Nee. Dis deur die herhaling elke dag van rein gedagtes, heilige gedagtes, alles wat skoon, waar, edel, rein, heilig is, bedink dit. Dit is waar transformasie plaasvind. Dit gaan nie so gebeur nie. Dis 'n proses. So wat is die geheim om oorwinning te kry? Ons sê vir kleintjies, redirect, redirect, redirect. As ek agterkom, ek sê iets verkeerd, redirect, redirect. Dis dissipline, dis fokus, dis herhaling. Hoe leer ons kleintjies? Herhaal, 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 dieselfde ding, oor en oor en oor. Gaan genesing plaasvind na een preek, of een video wat jy kyk, of een gebed? Dit kan slegs kom as jy jou verkeerde gedagtes wat opkom, net daar, stop en redirect. En begin om die waarhede van God se woord te herhaal. Doen jy dit? Wat doen ons eerste ding in die oggende? Kyk ons op ons foon? Ja, 90% van ons doen dit. Net nie Elsie nie. Vergelyk ons met mekaar? Hoor jy die probleme? Kla jy? Is dit waar dat dit wat ons saai, sal ons maai? Jy maai wat jy saai. Jou gedagtes oes wat jy saai. Dit is van geen nut om te vra vir vrede, ons bid vir vrede, maar ons kyk verkeerde goed nie. Dit wat ons inneem, is vol vrees en geraas en konflik. Wil ons genesing ervaar vandag, dan moet ons die inligting verander wat ons in ons breine insit. Is dit 'n uitnodiging om net eenvoudig positief te wees? Nee. Dis 'n oproep om waaksaam, waak en bid. Waak en bid. Waak en bid. Ellen White sê en beklemtoon dat vreugde, hoop en vertroue in God is so skoon lig en vars lig vir ons brein. So wat is die beste geneesmiddel vir al die siektes van ons liggaam, siel en gees? Wat is die beste medisyne wat ons vandag kan inneem? Wat moet ons inneem? As ek siek is en die medisyne botteltjie staan hier langs my, maar ek vat dit nie, gaan ek gesond word? Nee.
So wat is die geneesmiddel vir ons wat almal siek is? Ons moet die Heilige Gees inneem. Ons moet tyd met Jesus spandeer. Ellen White sê elke dag 'n uur aan die kruistonele. As ons dit nie gaan doen nie, gaan ons nie gesond word nie. Kan jy sien dat wat ons nodig het is nie allerhande menslike tegnieke nie. Ons het nodig 'n ware, konstante, nederige koneksie met die Heilige Gees. Wat is die Heilige Gees se werk? Dis van om harde mense, sagte mense. Om ongeduldige mense, geduldig. Met ander woorde, om ons te verander. Dis om op te hou om alles en almal om jou te wil beheer. En om te begin om waarlik in die God van die heelal te rus, wat in beheer van alles is. God is nie 'n kontrolfreak nie. Is dit maar net om positief te wees? Moet ons net positief raak? Nee, dit beteken aktiewe vertroue, dis om met intensiteit te bid, om met vrede en dankbaarheid te vertrou. Ek gaan God lief hê en ek gaan hom vertrou. Ek gaan God lief hê en ek gaan hom vertrou. Ek gaan sy liefde vertrou. Al gaan alles in die kerk verkeerd. Help dit om God te loof en te prys? Ja. In die boekie Evangelism sê sy, the mind captive to Christ is the greatest protection against sin. Wil jy hierdie herhalende siklusse van vrees en selfsug en mismoedigheid en geestelike koudheid stop? Ja, hoe moet ons dit doen? Ons moet ons gedagtes gevange neem. Sodra jy 'n verkeerde rigting gaan, redirect. Wat moet ons maak as destruktiewe gedagtes hulle verskyning maak? Praat hardop met God. Vervang dit. Redirect. Herlei dit. Verskuif jou gedagtes. As jy iets negatief van iemand wil sê, sê iets positiefs van daai. Onthou die tandeborsel voorbeeld. Ons is gewoond ons borsel met ons regterhande. Nou elke keer wat jy agterkom ek borsel met my regterhand, dan sit jy hom oor in jou linkerhand en jy begin met jou linkerhand borsel. Dis 'n proses, nê? En nou het ek tande geborsel, ek klim in die bed en ek onthou ek het weer met die verkeerde hand geborsel, dan klim ek uit die bed uit. En ek gaan en ek vat met my linkerhand die tandeborsel en ek begin met my linkerhand borsel, sodat ons nuwe gedagtepatrone in ons breine kan maak. Volgende keer gaan jy voor jy in die bed klim onthou, oeps, ek moet met my linkerhand die tande borsel. Moenie alles as waarheid aanvaar wat in jou gedagtes inkom nie. Waar werk die vyand? Hierso. Waar wil God werk? Hierso. Is ons vriende belangrik? Ja. Vir my mense en 'n omgewing wat die emosies by jou uitbring wat jy probeer oorwin. Is dit selfsugtig om dit te doen? Nee. Dis geestelike oorlewing. Ellen White waarsku ons dat die vriende wat ons kies baie belangrik is. As jy probeer om jou gedagtes gesond te kry, maar jy omring jou die heeltyd met mense wat aanhoudend kerm en kla en vol vrees en gif versprei, dan probeer jy teen 'n baie sterk wind roei. En jy gaan moeg word. Dis beter om dit te voorkom, eerder as om jouself te probeer red. Is dit 'n proses? Ja. Is dit maklik? Nee. Ek weet nie van julle nie, maar ek raak baie keer baie moedeloos met myself. Maar ons moet aanvaar dis 'n proses en dit gebeur in lae. Vrede en vreugde kom bietjie
vir bietjie, soos wat jy dit nou reg kry. Ek het nou een keer dit reg gekry. Ek wou lelik gepraat het van hierdie een, maar nou sê ek iets moois van hom. Nou begin ek oorwinning behaal. Soos wat ons leer om God te vertrou en in sy voorsienigheid te rus. Is genesing oombliklik? Nee. Jy gaan nie dadelik genees of heel voel nie, maar elke tree in die rigting van vertroue is 'n stap in die rigting van genesing. Wat maak jy met verkeerde gedagtes? Elke verkeerde gedagte moet herlei word. Bring genesing is 'n geestelike oorwinning. Elke keer wat jy dit reg kry, is dit 'n oorwinning. En dit gaan naderhand meer makliker word. Elke klagte, as ek wil kerm en kla oor dinge in die kerk, vervang dit met lof en prys. Elke wrok wat ek teen iemand het in die kerk, word deur gebed oorwin. Elke vrees wat oorwin word met die woord van God verander ons. Kom ons bid. Ons liefdevolle Hemelse Vader, verander ons. Asseblief, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.